Is die vaderland dan nie net 'n verbeterde wêreld en omgewing nie? Soos baie glo of gee die skrywer 'n indikasie dat die vaderland 'n nuwe, bonatuurlike dispensasie is. Hebreërs 11 vers 16. Daar sê dit, dis 'n bo-natuurlike. As jy nou na Israel kyk, dis God se plan, Jerusalem, soos ons as jy moet nou, ek gaan nou nie die geskiedenis van daai plek nou op hardloop nie. Weet jy, dis in die planne van God, nog nooit daaraan getwyfel nie. Ja. Maar hierdie is die 4de dimensie waarvan ons praat. En dit aktiveer die geloof in jou. Ons sal nou kyk, wat kan die moontlikhede vir dit wees? Wat gebeur daarom nou al by jou op aarde? Dan gaan die prosperity ouens dalk weer inhaak hier by ons. Wat kan nou gebeur? Want die ding laat dinge nou ook gebeur. Ja. Maar ons moet eers verstaan, wat is die geheim? Yes. Wat is die geloof? Jy het nou gesê vers 16, maar ek wil hom inloop met vers 15. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Ja. Nou kom hy in vers 16. Maar nou verlang hulle na 'n beter een. Nou verlang hulle na 'n beter ene. Hulle soek 'n ander ene. Hulle is nie meer happy waar hulle is nie. Ok, ja, maar is dit nie Israel daar bo nie? Wag nou, voor jy nou te haastig geraak. Luister, dat ek net klaar lees. Maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse. Dit is 'n hemelse een. Pastoor, jy wat vir my probeer verduidelik, hy het van Israel die bo gepraat in die noorde. Ek sit nou in die suide van Israel is nou net noord. Yes. Nee, dis 'n hemelse. Daar's 'n verskil tussen 'n aardse en 'n hemelse. Yes, Dis 'n koninkrykstelsel wat Abraham verstaan het. Hy het verstaan iets the kingdom come van die heel almagtige wêreld en Abraham is al, ek kan millenniums terug sê, oorlede. Ja. Dis hoe ver terug hulle al gelê en wag het. En ons sit vandag nog en nou wil ons ophou wag. Nee. En ons gaan Suid-Afrika gaan Hitler het Duitsland die vaderland, hoe die Duitsers het genoem, nee, jy gaan seker nou nie weet nie. Maar hy in Afrikaans is ook al vaderland. Ja. Hitler, het was nie Duitsland nie. Jy het 'n oulike sê ding daar gehad toe jy Duitsland vaderland nou in Duits genoem, further land. Moenie laat ek hy Duits nou try. Maar die ou wat nou sy geskiedenis ken, weet ek is reg. Hy het dit die vaderland genoem. Maar nee, Hitler, Adolf, dit is nie wat dit was nie. Jy het hom soos Judas misgesit. Ja. Maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse. Dis 'n hemelse. Daarom, hier kom dit. En dit is my kommer vir ons land, want die staat kan een move maak en God kan dit oorkyk. Veral hier in Suid-Afrika, hierdie staat van ons het niks met die godheid en sy gebod te doen nie. Ja. Dit is algemene kennis. So die kerk moet die voortou neem. Dis die ander deel van 'n governing structure. Nou het ons begin wegbeweeg van dit wat ek alles nou kwyt geraak het. En daar's mense wat letterlik vir my kwaad raak as ek hierdie goed praat. Hulle raak suur, hulle sê hulle raak pessimisties. Hulle wil in 'n kanoe spring en iewers in Afrika gebly want ek trek die gordyne van hoop vir hulle toe en goed. Nee, dis nie wat ek doen nie. Maar kom ons kyk gou. Hy sê maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dis 'n hemelse. Nou kerk, as jy dit, nou kyk as jy gehoor nou in elk geval so in, kom ons noem dit maar eerder positief, intelligent is om jou te glo, as jy aan die nonsens wil kwytraak wat hulle vandag kwyt, dan sê ek, jou intelligente gehoor moet weer net vir 'n toets gaan. Okay, want ek wil nou nie beledigend wees, want hier lê die probleem, die kerk is die enigste governing structure, omdat ons staat dit nie kan doen nie, want hy's nie 'n gelowige staat nie, Ja. wat nou die voortou moet vat uit die geloof. En predikers moet begin praat met sy volk en vir hulle sê, mense, soos wat ek glo as Amerika dit opreg doen, soos hulle doen, sal ons onsself na God toe moet wend, maar ons sal die basics van God nou onder hande moet kry. Ons moet begin kyk hoe die ou mense hulle getuienisse gekry, want dis dit waaruit hulle getuienis gekry het, deur die geloof, maar nou verlang na beter en dis hier, daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie. Hierdie is verskriklik. Ja.
Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God, want hulle soek 'n hemelse Yes. vaderland. Om hulle God genoem, want hy het vir hulle 'n stad, hy het vir hulle 'n stad berei. Yes. Dis die manne waarin God ook nou glo. Dis hoekom ek het nou in Hebreërs 11 vers 8 gesê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is. Dat hy is en 'n beloner is van dit wat hom soek. Nou sê maar nou verlang hulle daarby, daarom skaam God hom nie, want hulle glo hy is en God skaam hom nie vir hulle nie. Ja. Nou raak hy 'n beloner van die wat hom soek. Met ander woorde, nou begin wonderwerke gebeur. Yes. Nou begin hierdie geloof in aksie kom. Ja. Nou begin die goed wat met Noag gebeur het. En jy sal nou sien daar's ander goed ook. Nou begin daai goed in aksie kom, want God skaam hom nie vir jou nie. Ja. Want jy glo in hom en in sy stad. Amen. Jy glo in sy wêreld. Jy glo Adolf Hitler, jy het die verkeerde vaderland gehad. In 'n ander vaderland, daarom skaam God hom nie om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Die stad is die governing structure wat hierdie aarde en stelsel gaan bestuur, en hoe meer jy die stad sien, hoe meer jy verstaan hoe die governing structure gaan werk wat die nuwe hemel en die nuwe aarde gaan bestuur, hoe meer behaag het God in jou, Ja. in jou gebede, Yes. in jou visie en jou missie. Jy hoef nie positive thinking te hê wat die ateës het en motiveerder spreker. Jy kan nie goed nou hê wat Moses gehad het. Ja. Ek gaan dit nou vir jou wys waar die rooi see oopgekloof het. Yes. Jy kan aangaan met die volgende een, Jaco.